gaan vanaand so 'n bietjie stil staan. Ons is besig met gemeentebou en soos wat ons verlede keer vir u uitgewys het, is 'n gemeente 'n eksklusiwiteit. En ons het ook vir u uitgewys dat Vader is self die bouer van daardie gemeente. So niemand anders kan bou. Kom ons stel dit so. Niemand kan vir hom 'n gemeente bou, hy bou homself. En dit is baie belangrik dat ons dan ook nou moet kyk, hoe word iemand ingebou? Paulus sê, boustene, sierlike boustene, wat ingebou word. Nou dis die plekkie waar ons vanaand so 'n bietjie gaan stil staan. Sierlike boustene. Sierlike boustene. 'n Mens kan nie net sommer rondhardloop en 'n klomp goed bymekaar sit en dan bou jy hier 'n ding. Dit moet sierlike boustene wees. Nou goed. Ons het so 'n bietjie van 'n rem vanaand aan ons eie gemoedere. En daarom het ons met mekaar saam lees uit Matteus 16. En ons gaan vir die baie wys vanaand, hoe lyk die stene? Hoe lyk die stene? Onthou, ons sê, Vader bou sierlike boustene in. En dis net daar waar die moeilikheid kom. So ons kan nou lang storieetjies maak en lang definisies en ons kan baie lering gee rondom gemeentebou, maar gemeentebou, as jy iets bou, het jy toch stene nodig. En dis net daar waar die moeilikheid kom. En die rede waarom al die goed uit mekaar uitval, gedierig deur uit mekaar uitval, is omdat die stene is nie reg. 1 en 2, mense wil self die liggaam van Messia bou. Hy is die bouer, nie mense. Maar mense is veronderstel om die stene te wees. En ons gaan vanaand mooi kyk. Wat bedoel die koning van die konings? Onthou, hy kom hier aan en sy liggaam lê die wêreld vol. Sy liggaam is gelaai met suurdeeg. Nou dit is waar ons nou vanaand so 'n bietjie gaan stil staan, net 'n bietjie kop skoon te maak en ons gedagtewêreld in die regte rigting te laat loop. En dan lees ons in Matteus 16. En die Fariseërs en die Sadduseërs het nader gekom om te versoek en het hom gevra om hulle 'n teken uit die hemel te laat sien. Nou, baie voorbarig, nee, hierdie manne. En, maar hy antwoord en sê vir hulle, in die aand sê julle mooi weer, want die lig is rooi. En in die môre storm weer vandag, want die lig is donkerrooi. Gefynsters, julle weet wel om die voorkoms van die lig te onderskei, en kan julle nie die tekens van die tye onderskei. Dit is 'n teken van die tyd waaroor ons praat. Ons praat van suurdeeg. 'n Slegte en 'n owerspelige geslag soek 'n teken. 'n Slegte en 'n owerspelige geslag soek 'n teken. En geen teken sal aan hom gegee word behalwe die teken van Jona nie. Nou, ons wil nie vanaand oor Jona se teken praat nie, want dis nie waaroor dit gaan nie. Vers 5, en toe sê die disippels aan die oorkant gegaan het, dat hulle vergeet om brode saam te neem. Nou moet jy baie fyn luister, hulle vergeet om brood saam te vat. En daarop sê Messia vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs. Hulle vergeet om brood saam te vat.
Maar die koning praat van iets anders hierso. Hy sê oppas vir die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs. En dan en hulle het onder mekaar geredeneer en gesê vers 7, dit is omdat ons geen brode saamgeneem het. Jy sien, dit is baie interessant. Hulle dink aan die vleeslike behoefte en Vader is besig met sy liggaam. Kom ons kyk, vers 8. Maar Yeshua het opgemerk van hulle gesê, wat redeneer julle onder mekaar klein gelowiges? Hier kom hy nou. Hy sê oppas vir die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs. Hulle sê hy piets ons nou hierso want ons het nie brood saam. Sien, en dan antwoord hy hulle. Hy noem hulle klein gelowiges. Dan hoor nie wat hy sê nie, dat julle geen brode saam geneem het nie. Begryp julle nog nie? En onthou julle nie die 5 brode en die 5000 en die hoeveel mandjies julle opgetel het nie, of die 7 brode van die 4000 hoeveel mandjies vir julle opgetel het nie? Hoe is dit dat julle nie begryp dat ek nie in verband met brood vir julle gesê het om op te pas vir die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs nie? Jy sien, geliefdes, ons kyk die goed mis. Die koning kom hier aan en hy identifiseer 'n spesifieke omstandigheid. Hier is boustene wat eintlik suurlike boustene moet wees, wat binne in sy liggaam ingebou moet word, sodat dit kan bekend staan as die tempel van die Allerhoogste. Daar is hy. Nou, toe het hulle begryp dat hy nie gesê het, kom ons lees dit dan, dat hulle moes oppas vir die suurdeeg van die brood nie, maar vir die leer van die Fariseërs en die Sadduseërs. Nou, ons moet nou eerlik wees. As ons sê, ons bestudeer die skrifte, dan moet daar tog 'n motivering wees. Daar moet tog iets uit dit voortvloei. Ons bestudeer die skrifte om wat te doen? Om teksverse te quoteer of om in jouself verander te word sodat jy 'n suurlike bousteen kan word, sodat jy kan ingebou word in die liggaam van Messia. Dit is hoekom die skriflyn skrifte is 'n riglyn, is 'n direkte riglyn om vir ons te help om te ontsnap uit die toestande waarin ons vasgeval het. Al die suurdeeg van hierdie wêreld het ons gemoed ingesuur, ons verstand ingesuur, ons het gewoontes aangeleer wat niks in die skrifte uit te waai het nie. En so die Satan daarin geslaag om die stene van die Almagtige so te verwronge, te verbuig, te beskadig, dat hy hulle moet verwerp. Hy kan hulle nie inbou nie. Hy bou sy tempel met suurlike boustene. Dis moet ons verstaan dat die leer van die Fariseërs en die Sadduseërs het te maak met wat? Om die stene aan te tas. Hulle kan nie die Almagtige aantas nie, is tog logies. So, wie word aangetas? Die steenwerk, die stene waarmee daar gebou moet word. Hulle word aangetas. En ons gaan nou so 'n bietjie roer met mekaar vanaand rondom hierdie geweldige aksie. Die suurdeeg van die Fariseërs is bedoel om die woorde van Vader aan sy volk in te sien. Ek gaan dit weer sê. Luister mooi. Die suurdeeg van die Fariseërs is bedoel om die woorde van Vader aan sy volk. Hierdie 10 morele reëls, die 10 gebooie, in te suur, sodat hulle nie 'n heilige priesterdom kan word. Hulle het die 10 gebooie. Kom nou geliefdes, hierdie volk is al vir 400 jaar in hierdie land en hulle die 10 gebooie vandag 1 af by hulle, maar wat het nou daarvan geword? Waar is dit?
Die Fariseërs en die Sadduseërs van die moderne eeu het dit goed geag dat hierdie is sommer 'n lastigheid. So die gemoed ingesuur. Dus kan die gemeente nie gebou word. Vader het hierdie 10 gebooie gegee, dat sy volk wat voor hom staan, 'n heilige priesterdom sal wees. Verstaan jy? So hy het hom gebou, hy het hom loop uithaal uit Egipte, hy het hom 80 jaar gesuiwer en skoon gemaak en netjies gemaak, en hier gee dit nou vir ons van vandag af. Hier is die 10 morele reëls. Dit, as julle dit beoefen, konsekwent elke dag in julle lewe, sal julle vir my 'n heilige priesterdom wees. Toe kom die Fariseërs en die Sadduseërs. En wat doen hulle? Hulle bou die suurdeeg. Nou, die Sadduseërs is materialiste. Hulle glo nie in die wederopstanding. Hulle glo ook nie aan die engele. Sadduseërs. En hulle verwerp die verordeninge en die insettinge van die Elohim. Nou hier is ons nou. As ons dan nou die Sadduseërs vandag of vanaand moet identifiseer hier in boereland, dan sal ons nou presies besig daarmee. Hulle is materialiste en wat doen hulle? Hulle verwerp die verordeninge en die insettinge van die Elohim. En hier kom Messia, hy sê, julle kan nie 'n liggaam hier rondbou nie, want die plek is ingesuur. Dat sê. Nou, Johannes, die doper, hy het presies geweet waaroor gaan dit. En dit is baie interessant, dat terwyl hy in die Jordaan doop, toe kom pik die manne aan, en hulle val in die toue om ook gedoop te word. Nou hoor wat sê Johannes vir hulle, ander geslag. Wie het julle geleer, dat julle die oordeel wat aankom sal ontvlug? Weet jy hoekom het hy dit gesê? Want die Fariseërs het hierdie volk so vermurwe in haar gemoed, in haar verstand, in haar geesteswêreld, dat sy 'n onsuurlikheid geword het. En hy sê vir hulle, hierdie ding wat julle gedoen het, julle sal die oordeel daarvan nie ontsnap. Dit is verby met julle. Doop of nie doop, verby. So Vader is baie ernstig oor wat? Oor die leer van die Fariseërs en die Sadduseërs. Hoekom? Want dit besoedel die priesterdom. Sy gemeente, sy volk is 'n heilige priesterdom. Ons kan mos nie anders redeneer nie. Dit word vandag een af so vir ons geleer. En dan sien ons, daar is 'n kwessie. Daar's 'n kwessie wat ons moet aanspreek rondom hierdie suurlikheid en onsuurlikheid van die boustene. Nou Vader speel nie speletjies nie, vandag 1 af. Hierdie goedjies mooi vir ons uiteengesit. Nou blaai bietjie saam, kom ons kyk bietjie na ons skrifte, Exodus. Nou, ons gaan 'n bietjie waag vanaand om 'n paar goedjies te sê. En miskien is daar nou mense wat nie daarvan hou nie, dis ook maar goed. Maar kom ons sê nou maar die goedjies vanaand, soos dit moet wees. Exodus 12 vers 19. Exodus 12 vers 19. Nou hoor die bevel van Vader. Ag, luister so 'n bietjie dieper toe. Luister net so 'n bietjie in. Hier kom hy. 7 dae lank mag daar geen suurdeeg in julle huise gevind word nie. 7 dae lank
mag daar nie suurdeeg in julle huise gevind word nie. Die skrifte leer vir ons dat 'n dag is 1000 jaar en 1000 jaar is soos 'n dag. En ons weet dat met die uitvallery van Adam is ons in 'n toestand geplaas waarin ons 7 dae of 6 dae moet wees. Op die 7de dag word ons uitgehaal uit hierdie siklus uit hierdie gevalle toestand uit. Die skrif sê, dis waaroor die evangelie van Yeshua gaan. Maar nou hoor wat sê Vader. Hy begin met hierdie heilige priesterdom. Hy sê, hierdie priesterdom, vir hierdie 7 dae mag julle geen suurdeeg in julle huise hê nie. Hoe klink dit? Hoe klink dit? Ons is nou al by die 6000 jaar se einde. Die plek is nog vol suurdeeg. Nou wanneer word die liggaam van Messia dan nou gebou? En wie's regtig ernstig daarmee? Wie is pragtig in sy hart ernstig hier? En dan kan ons gaan kyk na verskillende soorte van suurdeeg. En ons het dit nou al dikwels gehanteer in die verlede, maar kom ons praat tog net vanaand weer met mekaar daaroor, want dit is belangrik dat ons gedurende daaraan herinner moet word oor hierdie verstommende kwessie. Ons moet praat oor dis die goed wat ons het nie. Vader het dit nooit vir ons gegee nie, maar dit is ingesuur. Kan jy dit verstaan? Wat gebeur met 'n deeg as jy hom insuur? Met 'n suurdeegie. Die suurdeeg werk dwars deur hom, nee, want jy knie mos nou die suurdeeg in en jy knie hom mooi, lekker deur. Nou, dis nou die Satan en sy gesante. Hulle het nou hierdie liggaam van Messia goed deurgeknie. Met wat? Met suurdeeg. Nou, ek sê nou vanaand hierso dat Vader gaan nie so 'n liggaam, hy gaan nie die suurdeeg ignoreer en sê, wel, kom ons bou maar en ons hoop vir die beste, mog getroffe. Vader werk nie so nie. So hier's 'n probleem hierso. So die koninkryks evangelie is bedoel om die suurdeeg uit te wys en die liggaam te ontsuur. Is dit reg? Verstaan jy dit? Nie om disippels te maak van alles wat hier rondloop wat 'n spoortrap soos Adam. Is om Adam wat ingesuur is te ontsuur. Dis wat die evangelie bedoel. Nou kom ons loer nou 'n bietjie hierso. Ons gaan nou praat oor hoe is die volk ingesuur en hoe is die gemeentes wat sê dat hulle gemeentes is ook ingesuur. So ons is besig met gemeente bou. So die eerste ding wat 'n mens moet doen is 'n mens moet kyk wat is binne in die bouwerk verkeerd. Nie waar? Kom ons kyk. Galasiërs 5. Galasiërs 5 vanaf die 19de versie. Jy moet regop en met bly, hoor. En as jy moeg word, staan tog op en sê so. Hoor nou mooi. Galasiërs 5 vers 19. Die werke van die vlees is geopenbaar, maar nou die werke, die vlees kan nie werke hê. Hierdie werke hê as hy nie ingesuur is nie. Dis tog logies. As die regte dinge in die vlees ingebou is, dan sou hy mos nie hierdie werke gehad het. Dis mos logies. So wat het die ingesuurde toestand gebring? Die suurdeeg van die Fariseërs het die volgende tot gevolg gehad. Oorspel. Hoe klink hy? Kom ons praat. Hoe lyk oorspel binne in die volkshuishouding vanaand? Oeps, hoe lyk dit op die kansels?
En die kansels is al hoe meer verslaaf aan hierdie agter mekaar kerels. Hulle is op die kansels, nou is dit daar. Is agter mekaar kerels, hoor. En luister nou. Jy glimlag nou, maar dis ernstig. Die plek is ingesier, kan jy dit nie sien nie? Dis oorspel. Oorspel is nie net op die gewone vlak van menswees en binne die huweliksomstandigheid nie. Wanneer die volk met die Satan 'n skelm verhouding het, is hy in oorspel. Dis wat dit is. Dis 'n teken dat sy's ingesier. Maar kom ons kyk net na die volgende enetjie. Hoerery. Die blonde koppies loop hier rond met pikswartes. Hoekom doen hulle dit? As hulle geweet het wie hulle was, sou hulle dit mos nooit gedoen het nie. Nie waar nie? Maar dis die suurdeeg van die Fariseërs wat dit gedoen het. Ja, sê die predikant, nou, jy kan maar met 'n swarte trou op een voorwaarde. Hy moet daarom nou net gesofistikeerd wees, en hy moet daarom nou geleerd wees, en hy moet daarom nou bietjie gekultiveerd wees. Foei tog, arme drommel. Dis suurdeeg wat hier aan die woord is. En dis vir my verstommend, dat mense nie hoor wat sê die koning. Hy bly praat oor die leer van die Fariseërs. En die leer van die Fariseërs het sy liggaam besoedel. Daarom moes hy kom met die koninkryks evangelie om hierdie liggaam te ontsuur. Verstaan jy? Nou kom ons kyk so 'n bietjie. Matteus 13:33. Matteus 13:33. 'n Ander gelykenis wat hy hulle vertel. Nou hoor nou net bietjie, dis albei dieselfde lyne, maar van verskillende rigtings af. Nou hoor nou net. Kyk nou net hoe oulik was die Satan. Hy het geweet die evangelie gaan dit doen. So hy moet 'n ander evangelie hier inbring wat omtrent dieselfde metodieke volg en die volk gaan nie weet wat met daar gebeur nie. Verstaan nie? Kom ons lees gou 'n bietjie daar Matteus 13:33. 'n Ander gelykenis wat hy vertel, die koninkryk van die hemele is soos suurdeeg. Hy het nie gesê dit is suurdeeg. Mooi lees daar. Soos suurdeeg. Met ander woorde, hy sê die koninkryks evangelie het 'n effek soos suurdeeg. Dit reg. Nou kyk wat maak suurdeeg. Jy vat so 'n klein bietjie deeg en jy knie 'n mooi suurdeegie daarin. Ek het baie vir my ma geknie. Ek weet hoe werk dit. En dan word hy nou daar een kant in 'n kombersie toe gedraai. Dat hy nie koud kry nie. En dan reis hy, môre vroeg hy kombers afhaal. Dan is hy by die pan uitgereis. En dis vir die mooi van die evangelie van die koninkryk. Hy ontsuur 'n mens van die Fariseërs se suurdeeg en hy maak jou groot in die Elohim. Sien julle? Terug by Galasiërs 5. Nou gaan ons net so 'n bietjie aan en hoor wat sê hy hierso. Onreinheid. Nou kom ons sê nou maar vanaand vir mekaar. Onreinheid is iets wat Vader nooit ingebou het nie. Dit is van buite af ingesier. En jy kan hom enige naam gaan gee, maar dit is onreinheid. En dit is suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs. En, hoor hierdie ene, ongebondenheid. Geliefdes, weet jy, dit is 'n vreeslike ding die. Hulle sê die mense het afvallig geraak van die kerk.
Vader hou eintlik daarvan dat mense van die kerk afvallig raak. Maar die kerk het hierdie suurdeeg ding mooi ingebou. Net om so ietsie by te sleep. Hier in die laat 80s, vroeg 90s, toe die onderhandelings toe moet kom om hierdie groot bloedbad te vermy, het hulle toe nou hierdie ding gaan loop doen, om vir die kerkvaders te loop vra, of is apartheid geregverdig uit die skrif of nie? En wat het die fariseërs gedoen? Hulle het hulle suurdeeg gegee. En hulle suurdeeg sê, nee, dit word nie in die skrifte belê, word nie staan gemaak, in die skrifte. Die apartheid is onskriftuurlik. Die uitvloeisel daarvan was, is dat hierdie volkie wat sy gemeente moet wees, is ingesier daarmee. Kan jy het sien? Maar die hele plek hier buite is besig om wat te doen? Om die evangelie te verkondig. Ek weet nie of u my saamstem nie, maar dis seker een van die onnozelste oefenings wat ek in 'n lang tyd van gehoor het. Want hierdie evangelie wat hier verkondig word, is die evangelie van die suurdeeg van die fariseërs. Dit het niks met die koning te maak nie. Soos in 'n rolle niks. Maar die hele wêreld is blykbaar hier verstom oor die ding. Maar niemand trek hulle nekke styf nie, niemand se kuite is styf getrek nie. Die hele wêreld hier is maar gemaklik om sê, kom ons kyk wat gebeur vorentoe. Weet jy wat is besig om te gebeur hier? Die evangelie van die koninkryk is nie aktief nie. Hoekom? Omdat selfs die wat die evangelie moet verkondig, sukkel met suurdeeg. Kom ons kyk 'n bietjie. Ons kyk wat sê Vader se woord hieroor. Kom ons vat hom so 'n bietjie verder. Ons praat oor ongebondenheid. Ons praat, verstaan nie wat is ongebondenheid? Ongebondenheid beteken jy is nie gebind aan die heerlikheid nie. Jy is nie gebind aan die korrektheid nie. Jy is nie gebind aan die blydskap en die verordening en die insettinge van Vader. Jy is ongebonde ten opsigte van die 10 morele reëls, die 10 gebooie. Nie. Maar kom ons sê dat die wat dan nou tot bekering kom, tot wie het hulle bekeer? Wat help dit? Jy sê, ek ken die 10 gebooie, maar dit is nie 'n lewensaktiwiteit nie. Kom ons vat ons 'n bietjie verder. Afgoderry. Wow, wag 'n bietjie. Afgoderry. Ek is nie besig met afgoderry nie. Nee. Vader stuur sy volk onder al die nasies onder die son. Hy sê, en daar sal julle hout en klip gaan aanbid. Afgoderry? Ja, maar ons aanbid nie vandag hout en klip nie. Is dit so? Kom ek vat jy so 'n bietjie hier af dorp toe, dan gaan wys ek vir jou, hoe lief is mense vir hulle kerkgebou en hulle preekstoel, die hout en die klip. Hulle aanbid daai plek. En as die predikant nie die biddery van daai plek mooi hanteer nie, dan fire hulle kry een wat dit wel doen. Hulle is baie ernstig oor hulle hout en klip. Maar ek het goeie nuus vanaand vir u. Want jy sien, Vader het gesê, hy gaan hierdie ding tot 'n einde bring. Ek wil ietsie bysny vanaand, en ek is baie opgewonde met julle deel. Ek sal aanhou in hierdie land om daaroor te praat, hoor 'n bietjie. Vader het sy volk onder hierdie nasies instuur om hout en klip te gaan dien. Maar ek kan nie verstaan, hoekom kan mense nie opgewonde wees oor wat Vader sê nie? Hy sê, ek sal tussen julle in laat oorbly.
'n klein en 'n geringe volkie wat by my naam sal skuilings soek. Hy het hierdie volkie wat oor kan die riviere van Kus sit, nooit gestuur om hout en klip te aanbid nie. Hy het gesê, julle sal my gemeente wees, en julle sal my aanbidders wees, en julle sal my offerdraers wees. Hy het ons nooit hout en klip toe gestuur nie. Is dit nie kosbaar? Maar wat het hier kom gebeur? Die Fariseërs en die Sadduseërs het hier ingekom, en hulle het hierdie volkie geleer om die hout en die klip te aanbid. Kan jy dit nie sien nie? Nou sê Vader, hierdie gemeente hier sal dit gebou word. Hier, wanneer hier gebou word, sal die ander gemeentes sien hoe dit gedoen word, en dit sal teruggebou word. Maar ons moet klaar kry met die suurdeeg, want as die suurdeeg wat die pla. Ek moet nou nie vir my sê dit is nie so nie, en as jy nikkerig voel daaroor, kry vir jou, maar hoor hierdie ene. Towery. Towery. Wat is towery? Towery. Akrakadabra, nee. Ja, die baie towery wat jy aangaan. Hier is pastore in hierdie land, en selfs predikante. Hulle betower die mense met storieetjies wat in hierdie Bybel nie kan gevind word nie. Moenie vir my sê, u het nie so ondervinding agter die rug nie. Maar u sit nou vanaand hier, en u volk, u buite, waaraan u gebonde is in hierdie toestand, wat gaan u daarmee maak? Wat u vir my sê, is my werk. Ek kruip onder die bed weg. Dis nie my werk alleen hierdie nie. Kom ons praat so 'n bietjie oor vyandskap. Eina. Kom ons praat oor die wat tot bekering gekom het. Nou gaan ons in 'n bondel, dan sien jy hoe werk vyandskap daar binne. Manne. Hulle maak heel dag byle mense in swaarde skerp. Is dit nie waar nie? Maar dit is suurdeeg. Nou hoe bou Vader sy liggaam met stene wat in vyandigheid met mekaar is? Hoe bind hulle aan mekaar? Sien, ongebondenheid maak dat die stene nie bind nie. Vyandskap maak dat hulle los lê van mekaar. Sien jy dit? Daar is 'n ou skrifgedeeltes hierdie. Maar hoor hierdie enetjie, twis. Twis. Manne kan dan lekker met mekaar twis, praat nie eens van die vroumense nie, dan lekker twis hoor. En wat van jaloesie, jaloersheid? Het Vader dit ingebou, of is dit 'n suurdeegbedryf die? Nou sê die goed pla, nee. Baie, kom ons gaan aan. Toornigheid, naaiwer. Nou hoor hierdie een, tweedrag. Nou hoor nou. Vader bou sy stene tussen sy vingerpunte, sy seuns en sy dogters, en sy stene. En skielik is hierdie stene wat hy gebou het, toornig met mekaar. Wat is die? Vader het dit nie daarin gebou nie. Dis die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs. En net om vir u so 'n dingetjie uit die verlede uit by te sleep. Jy moet onthou, ons is skaars in die skool. Toe deel hulle ons in die rooi span, en die geel span, en in die blou span. Goud, silwer en koper. Noem dit net op wat jy wil. En vandag 1 af leer hulle ons om wat? Teen mekaar te presteer. Met alles. En so het hulle van kindstyd af ons geleer om eintlik vyandig te wees teenoor ons eie mense. Want hy is nie deel van my span nie, hy is my vyand. En die Onnie het lustig hier aan deelgeneem. Hoekom? Want hy sit binne in die kerk en hy ontvang die Fariseërs se leer en suurdeeg.
OK. Kom ons praat 'n bietjie oor afguns. En nou gaan ek sommer net reguit sê. Binne in Israel geleedere, as daar met 'n ou broer goed gaan, dan brand die afguns soos 'n vuur. Ek ken witte mense wat so broers gaan loop seën. Hy gaan nie na hom toe en sê, ek sien die Elohim seën. Ek is so bly. Prys sy naam. Hy sal eerder sê, ek wens ek kry 1000 papwiele in die volgende 6 weke. Jy weet, dit is verskriklik. Dit is hoe dit werk. Maar nou onthou nou, ons is met gemeente bou by mekaar. En ons moet nou nie maak asof ons nou hou op om skynheilig te wees. Ons moet nou nie maak asof die goed nie deel van ons lewe is nie. Ons werk baie hard daaraan om die goed uit te kry, ek verstaan dit. Maar is ons regtig skoon? Is ons so skoon dat ons bekend staan as suurlike boustene wat sy majesteit inbou in sy liggaam. Ek vanaand waag om vir u te sê, die oomblik wanneer die suurlike boustene sonder die suurdeeg ingebou word, gaan die poppe dans. Want dan manifesteer die krag van die Elohim. Nie waar nie? Ja, kom ons gaan nou nog so 'n bietjie aan. Moord. Die twee soorte moord is hoor, moord van jou naaste en dan moord van die wat nou nie jou naaste is. Ons sal nou later daaroor praat, maar ek wil net vir jou wys. Daar is mense, vaders volk, wat mekaar met die dood verwys. Pleeg moord en sy sê, waar kom dit vandaan? Dis die werk van Kain. Ja. Ja, sê. En hoor nou, dronkenskap. Jesaja sê, hulle loop met die vingertak onder die neus. Dis 'n idioom, hulle sê hulle syp. En hierdie volk syp. Sodat hulle vir die nageslag nie 'n druppel wil oorlos. Jy sien, dit is nou, ons praat oor hierdie goed, want ons moet padlangs praat, maar ons moet nie skynheilig wees nie. Ons moet die ding met die naam begin noem. Nie waar nie? Nou, 1 Korintiërs 5 vers 6. Julle roem is nie mooi nie. Julle roem is nie mooi nie, sê Paulus. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg insuur nie? Of die hele deeg suur maak nie? Klein bietjie suurdeeg. Nou hier is jou liggaam, pragtig gebou. Die Elohim het hom by mekaar gesit, hy het al die mooi gawes, mooi dingetjies daar binne ingebou, al die vermoëns, intellektuele vermoëns ingebou. En hier kom die Sadduseërs en die Fariseërs en hulle sit net so 'n klein bietjie suurdeeg hier in. En raai wat? Jy kan nie funksioneer vir Vader nie. Hoe voel jy oor jouself sover? Ek voel lus en breek die plek af. Want hulle het ons beroof van die mooiste geesgoed van die Here. En hoekom sukkel gemeentes om gemeentes te word? Kan ek dit vir jou vanaand prontuit sê hoekom? Suurdeeg. Hoekom manne en vroue by mekaar? En hulle sê, ons gaan die Elohim aanbid. En maande daarna, net die helfte oor. Hoekom? Die suurdeeg. Suurdeeg. Ek weet, dit is nie lekker nie.
dit is glad nie lekker die goed nie, maar as ons ernstig is oor Vader se werk en sy gemeente en sy liggaam, dan beteken dit ons moet met mekaar reguit kan praat. Laat my altyd dink aan 'n dokter. My knieë is seer. Dan vat hy 'n plank en hy druk hom op my tong tot doel agter oor my klein tongetjie langs my mangels, dan sê hy vir my, "Wyl die plank daar binne," en sê, "Ah." Maar my knie is seer. Hoekom wil hy na my mangels kyk as my knie seer? Jy weet, 'n mens vra sulke goed. Maar ons moet 'n slag maar die plank daar indruk en bietjie sê, "Ah." Dan moet ons kyk wat is agter die mangels, want daar's 'n ding daar wat klap. Die ding se naam is suurdeeg. Geliefdes, kom ons daag 'n bietjie uit. Kom ons maak dit 'n ernstige saak om te kyk hoeveel suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs het saam met ons oorgekom. Ons gaan kyk, sal die moeite werd wees om so 'n bietjie introspeksie te gaan doen. Kyk, hoeveel van daai goed het ons in 'n bondeltjie saamgedraai hiernatoe. Dis ban goed dan. Onthou jy die ban? Dat is onder die grondsuiltjie, né? En wat het Ananias en Safira gedoen? Fariseërs, Sadduseërs, suurdeeg. Toe vat hulle nou daai gedeelte wat hulle vir Petrus moes gee en hulle bære hom onder die grondsuiltjie. Nou, hoeveel suurdeeg lê vanaand onder die grondsuiltjie? Die grondsuiltjie is mooi afgestof. Hier en daar staan 'n blom, dan 'n pot. So 'n mooi meubelmentjies. Dit lyk mooi, maar onder die suiltjie sit die suurdeeg. En Petrus sê, "Hoekom het jy dit gedoen?" Kyk die, wat jou lyk moet kom haal, sy voete, wat ek hier buite gehoor. Dis skrik, die Elohim is ernstig. Jy kan nie met ban goed in die tempel wees nie. Die binnekant moet suiwer wees, daar mag nie suurdeeg in wees nie. Soos in glad nie suurdeeg. Ons roem oor baie goed. Maar Paulus sê, julle roem is nie mooi nie. Hoekom? Want weet jy nie dat 'n klein bietjie suurdeeg die hele deeg suurdeeg. En dan hoor ek die volgende goed word van my gesê, ja, maar het is net menslik om te struikel en te sondig. En jy praat twak. Vader het nooit Adam met sonde gebou nie. Die suurdeeg van die Satan het dit kom doen. Dis nie menslik nie. Met ander woorde, dis Adamies om te sondig. Nooit. Dis godslasterlik. Jy kan nie so iets loop sê nie. Die suurdeeg. Ons gaan baie hieroor praat in die dae wat kom. Maar hier kom 'n pragtige aksie. Ons kan nie net negatief wees nie, want dit moet ook lekker positief wees. So as ons nou weet die ding is daar, dan doen ons die goed haar vandaan af reg. Kyk hoe werk hy. As jy 'n knalende, aanhoudende verkoue het, en jy het nou dit probeer en dat probeer en so probeer, dan gaan jy uiteindelik na jou apteker toe sê, man, kan jy nie vir my ietsie meng nie? En dan meng die apteker vir jou, en 3 dae later kom jy terug en sê, hoor jy, dit is fantasties, die ding het gewerk. Nie waar? En as jy by jou vriende kom en sê, hy sukkel met verkoue, en sê, gaan na die apteker van my toe, hy maak uit hoor. Hy maak 'n bedryfie daar aan die kant, en as jy hom gedrink het, word jy gesond. So jy het 'n getuienis, So die eerste ou wat hier kom, en hy het sy skoon gemaak van die suurdeeg. Hy word gesond na siel, gees en liggaam. Hy blink, die seëning is daar, hy skitter, hy's op die wieke van vreugde. Hy het nie 'n donker plek en 'n skaduplek in sy lewe nie. Hoekom? Die suurdeeg is uitgesuur. Kom ons hoor of daar 'n skrifgie is wat vir ons in hierdie verband kan begelei. En ons sien ons Paulus was weer raak hierso. 1 Korintiërs 5 vers 7.
1 Korintiërs 5 vers 7. Hy sê, suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees. Halleluja! So wanneer ons dan nou kyk, hoeveel suurdeeg is by ons, dan moet ons vir jouself kan sê, hoorie man, maar dit is die probleem. Dit is die probleem hoekom die seëning weg is. Dit is die probleem hoekom die Satan met jou lekker kry. En alles wat daarmee saamgaan. Hier is die probleem, hier is hy. En wat sê Paulus? Hy sê, suiwer die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees. Dis mos nou hoe dit moet wees, nie waar nie? Ja, dis kosbaar. Kosbaar. Maar ons slegte gewoontes is dan gaaf, hoor. Moet nie uitsien. Hoor nou. Soos julle inderdaad ongesuurd is. Jy moet nou hoor, Vader het nie vir Adam ingesuur nie. Dis 'n oningesuurde geslag. Want Vader het gesê 7 dae lank mag daar nie suurdeeg by julle gevind word. Is jy nog by my? Dankie. Maar hoor nou mooi. Hoor nou mooi. Die 8ste versie. Laat ons dan fees vier. Nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeug en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Daar's hy. So jy kan nie fees vier met ou suurdeeg nie, geliefdes. Jou blydskap kan nie ook volmaak wees nie, jou lofprysing kan nie in plek wees nie, jou gebedslewe kan nie in plek wees nie. Suiwer dan die ou suurdeeg uit. Psalm 32 vers 2. Kom ons hoor wat sê koning Dawid oor hierdie aangeleentheid. Dis vir my so kosbaar. Welgeluksalig is die mens aan wie sy majesteit die ongeregtigheid nie toereken nie en in wie se gees geen bedrog is nie. Kan ons hom weer lees? Is jy almal by my? Hoor hoe mooi sê hy. Welgeluksalig is die mens aan wie sy majesteit die ongeregtigheid nie toereken nie. Wat 'n heerlikheid. En wat sê hy verder? En in wie se gees daar geen bedrog is. Met ander woorde, al die ou suurdeeg is uitgesuiwer. En wat bly oor? Die reinheid en die waarheid. En wanneer ons in daardie posisie is, sal Vader nie die ongeregtigheid aan ons toereken nie. Maar as ons nog fees vier, binne in die glansryke omgewing van sy heerlikheid. Ek sluit af met Openbaring 14 vers 5. Maar miskien moet ons net so 'n bietjie lees in Openbaring 14, dat ons net mooi sien hoekom dit so aangepraat word. Openbaring 14, wat baie kosbaar, gaan oor die lam en sy vrygekoop is. Ek sit soms so ietsie by daar, en die wat ontsuur is, die deeg wat ou suurdeeg uitgesuiwer het, hulle is 'n nuwe deeg. Ons noem hulle die vrygekooptes. En het gesien vers 1, en kyk die lam staan op die berg Sion, saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy vader op hulle voorhoofde geskrywe. Nou, ons gaan nie vanaand oor die 144.000 praat nie. Ons praat oor die wat ontsuur is. En, hoor nou mooi wat sê hy in die 5de vers. En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, want hulle is sonder gebrek
voor die troon van Elohim, sonder gebrek. Nou, ons moet vanaand 'n paar dingetjies vir mekaar reguit sê, sodat ons kan opgewonde raak. Reg? Ons kan alleenlik suksesvol wees as 'n gemeente, as ons die ou deeg of die ou suurdeeg uitsuiwer. Want Vader soek dat aan ons gees geen bedrog sal wees nie. En suurdeeg veroorsaak 'n gebrek in jou lewe. Ek wonder of jy dit verstaan. Kom ons praat oor jaloersheid. Het dit 'n gebrek gebring? Net om 'n voorbeeld te doen. Jaloesie bring 'n gebrek. Maar het voor die Elohim gestaan sonder gebrek. Ek vra net vanaand ter afsluiting, om watter rede moet ons langer aanhou met die ingesuurde toestand? Vader gaan ons nie inbou nie, want hy bou nie ingesuurde goed in sy tempel in nie. Dis hoe eenvoudig is dit. Dis die evangelie van die koninkryk. Hy maak hom mooi. Matteus 13 vers 33. Koninkryk van die hemele is 'n suurdeeg wat 'n vrou neem en in 3 mate meel inwerk totdat dit heeltemal ingesuur is. Hierdie vrou is die volk. Onthou, hierdie is 'n gelykenis. Die vrou is altyd die metafoor. Vader gebruik die vrou metafories. Sy volk is sy vrou. Hy sê 'n vrou. 'n Vrou. Hierdie vrou doen wat? Hy sê die koninkryk van die hemele is so suurdeeg wat 'n vrou neem en in 3 mate meel inwerk. Vader, Seun en Heilige Gees. En totdat dit heeltemal ingesuur is. So wanneer hierdie vrou die evangelie van die koninkryk in haarself inknie, het dit die volgende resultaat tot gevolg. Dit dwing die ou suurdeeg na buite, weens die teenwoordigheid van Vader, Seun en Heilige Gees. En daardie oomblik is die heilige oomblik waar Vader sy liggaam insmelt en inbou en hulle deel maak van die krag van sy majesteit. Maak Vader die Seun in die koester, in die introspeksie, om ernstig te gaan kyk. Wat was die effek van suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs in jou lewe? En die saak met Vader uit te maak, sodat die lieflikhede van sy beloftes jou deel